Ons begin ons saam wees met 'n openlike verklaring uit Psalm 50 en 52 en ons verwoord die rede vir ons saam wees met hierdie woorde. Die Here is God. Hy alleen is God. Hy spreek, hy roep die hele wêreld op, van waar die son opkom tot waar hy ondergaan. Ek sal u altyd loof vir wat u gedoen het. Voor u dienaars sal ek u naam prys, want u is goed. En wanneer ons met hierdie versigtiging voor ons Vader rustig word, mag ons hoor as hy ons groet en seën met hierdie woorde. Genade en vrede vir jou, van God ons Vader, in die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons maak sy naam dan groot, deur saam te sing van Psalm 48, vers 1, 5 en 4 en 5, en daarna kan jy plekke inneem as ons stil staan by ons belydenis. Die rede waarom die psalmdigter die berg Sion en daarin die tempel uitlig in die Ou Testament is, omdat dit die teken van God se teenwoordigheid was. En dit is waar regspraak gegee is. Die Here het, wanneer hy die verbond met hulle sluit, hulle roep tot 'n innige verhouding, dan gee hy sy onderrig, sy wet aan hulle, en hy sê, so moet julle leef, en in die laaste instansie is sake besleg voor die hoëpriester. Hy het uitspraak gegee oor wat die wil van die Here sou wees. En daarom, wanneer hulle oor hierdie dinge praat, as hulle die tempel uitlig, as hy die tempel uitlig, die Koragita dan nou, en hulle praat oor die teenwoordigheid van God, dan gaan dit in die laaste instansie oor God wat reg sal laat geskied. Te midde van die gebrokenheid, te midde van die volke en die dinge wat bedreig, is die Here die Almagtige die een wat reg sal laat geskied.
en daarin die hoop van die gelowige in die Ou Testament. En daardie hoop het vasgeval in Jesus Christus wat uiteindelik sou kom, die Messias wat beloof is. So wanneer ons met die oog op die prediking dan nou by die belydenis stil staan by Sondag 21, praat ons oor die kerk in besonder. En daardie is baie belangrik want ons is vandag daardie teken in die wêreld van God se teenwoordigheid. En dis nie maar net God se teenwoordigheid in terme daarvan dat God is lief vir sy mense nie, dis verseker dit. Maar dis ook die teken wat duidelik maak in hierdie wêreld dat daar regspraak is. Dat die God wat ons in genade nader trek, ook die God is wat uiteindelik regverdig sal oordeel oor alle mense. En dat ons daarin ons anker mag vind en ons sekuriteit mag vind. Nou dan beteken dit daarin dat daar natuurlik 'n groot verantwoordelikheid op ons skouers gelê word as kerk. En daardie verantwoordelikheid trek saam in dit wat Paulus vir Timoteus sê, dat die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. Nou is die vraag, hoe is ons dit? En ons word dit deur Christus wat ons saamtrek en verenig onder homself. Hy die hoof en ons die liggaam. En daarom vra ons, wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk? En die antwoord is, dat die Seun van God uit die hele menslike geslag, vir hom 'n gemeente, wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord, in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af, tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is, en ewig sal bly. As mens so vinnig na hierdie belydenis luister, dan hoor ons nou Christus versamel deur die Gees en die woord, en dan kort daar regtig iets, maar dit word in die volgende vraag geantwoord. Want as ons luister na, ek is 'n lewende lid, en ek sal ewig daar die lewende lid bly, is dit maklik om by 'n plek te kom waar ek dink, ag, solank ek maar net 'n lid is, dan is alles afgehandel. Maar dis nie wat hier staan nie. Om 'n lewende lid te wees, beteken dat iets van die liefde van God, en iets van die regverdigheid van God, deur my lewe, en in besonder, deur ons saamleef, in hierdie wêreld, rigbaar en sigbaar sal word. En om dit te kan doen, daarom die vraag wat ons vra, wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? En ons antwoord, ten eerste, dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap het, en aan al sy skatte en gawes deel het. Ek is deel van Christus. My verlossing, my redding, my nuwe lewe, anker in Jesus Christus. Sonder dit geen lewe, geen nuwe lewe nie, geen hoop op die toekoms nie. So elkeen van ons deel van Christus. Maar dan, ten tweede, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. Herstel in my verhouding met God in Jesus Christus word sigbaar in my verhouding met die mense rondom my. Daar's nie 'n manier om vanaf dit af weg te kom nie. Wanneer dit gebeur, word iets van die liefde en iets van die geregtigheid van God in hierdie wêreld sigbaar. Nou wanneer ons voor die Here so bymekaar kom, is dit om sy naam groot te maak, verseker, maar dis ook met die verwagting dat hy ons deur sy woord sal toerus vir hierdie lewe waarvoor hy ons roep. En daarom kom ons verootmoedig ons voor die Here deur saam te sing van lied 157 en daarna gaan ek vir ons in gebed voorgaan. Suffer
Vader, dankie vir vanoggend, dankie vir die geleentheid om voor U rustig te word. Dankie dat ons in ons saamwees in herinnering mag roep, dat U die een is wat oor baie eeue getrou bly, dat U doen wat U gesê het U gaan doen, en dat ons daarin ook met 'n verwagting van hoop na die toekoms kan kyk, omdat ons weet dat U by ons is en by ons sal bly. En wanneer ons gedagtig aan die onstuimigheid van ons wêreld en die onsekerhede wat ons bedreig voor U rustig word, dan is dit ook vanoggend ons hartsgebed, dat U dit rustig sal maak in ons harte, dat ons met die hoop en verwagting wat by gelowiges pas, na U woord mag luister, dat ons U stem mag hoor, en dat ons daarin ook 'n hoop en verwagting mag koester, vir 'n toekoms, waarin U naby ons sal wees, selfs al is dit moeilik. En daarom bid ons, Here, maak ons sensitief vir die leiding en die werking van die Gees, dat ons mag hoor, wanneer U met ons praat, dat ons daardeur versterk mag word, en dat ons daardeur moed en hoop mag vind, vir 'n lewe, saam met mekaar, in U teenwoordigheid, ook as ons hier vandaan weggaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. In ons reeks van preke oor die gawes van die Gees, moet ons die een en ander net sê oor die wondergawes van die Gees. En daarom hierdie week, Jan, daar die eerste skets net asseblief, staan ons stil, die flitskaart is op die gemeentegroep, kyk gerus daarna. Daar's 'n bietjie T's en C's, voorwaardes as ons praat oor wonderwerke. En dis regtig belangrik dat ons dit sal vasmaak. Nou, hoekom hieroor praat? Want daar is binne ons geloofsgemeenskap, binne die kerkgemeenskap, is daar gemeentes of kerkgroepe wat baie swaar water hieroor maak en sê, luister, jy is nie regtig gelowige as jy nie in tale kan praat nie, of as jy nie wondertekens kan doen nie, kan bid vir genesing en sulke dinge nie. Nou, dit is belangrik as ons hieroor praat om te sê, wanneer Jesus en Markus sy disippels uitstuur, Matteus as hy die 72 uitstuur, dan sê hy vir hulle, dan gee hy vir hulle gesag om juis hierdie wonders te doen. En nêrens in die Nuwe Testament word hierdie opdrag of hierdie vermoë opgeskort nie. So ons moet baie versigtig wees om by 'n plek te kom waar sê nie, hierdie mense wat oor hierdie goeie swaar water maak is dwaalleraars. Die Here skort dit nêrens in die Nuwe Testament op nie. So daar kan vandag nog so iets wees. En ons aanvaar ook, as ons luister na die getuienisse wat veral uit die moslimwêreld vandag kom, dat daar sulke dinge gebeur. En daarom as jy vir my, Fanie, gaan vra, gebeur hierdie dinge nog steeds? Dan sê ek ja, en dit kan vir jou ook gebeur. As jy jou tassie gaan pak en in donker Afrika ingaan, daar waar niks en niemand omtrent is nie, en dit regtig swaar gaan, die Here sal saam met jou wees daar, en jy gaan iets hiervan beleef. Wat belangrik is vir ons as ons hieroor praat, is om te verstaan, daardie 3 belangrikste gawes wat God gee. Homself, vir jou met jou vermoëns, en dit kan daardie vermoë insluit, om gebedsgenesing te doen. Wie's ek? Christus gee, wat hy gee, vir dit wat jy nodig het, om jou werk te doen waarvoor hy jou geroep het. En daarna die geleentheid wat hy gee, sodat ons herstel in ons verhouding met hom, lewe in hierdie wêreld kan ontplooi. Maar dit is belangrik om te verstaan, dat wanneer ons praat oor gawes, moet ons verstaan dat God gekies het, dat die bediening van die woord, die woorde, die getuienis eerste kom. En daarom dat Jesus vir Thomas, nadat hy gesê het, my Here en my God, sê, glo jy nou? Gelukkig is hulle wat glo, al het hulle nie gesien nie. In Afrikaans het ons hierdie spreekwoord van, sien is glo, maar voel is waaragtig. En daar's waar die moeilikheid baie keer lê. Want elkeen van ons het al vir mense gebid, en hulle het gesond geword. En elkeen van ons het al vir mense geliefdes gebid, en hulle het nie gesond geword nie. Wonderwerke is nie altyd so bestendig nie. Dit klink verskriklik om dit so te sê, maar dit is so. Dit is nie altyd so nie. My broer Johan, hy kan nogal opgewonde raak oor ouens wat hier oor swaarwater maak. En as jy met hom daaroor praat en sê, nee, dit is so, jy moet dit kan doen, dan sê hy, moet net ek ook hierdie, daar is die staatshospitaal, gaan help die mense. Maar dis nie so eenvoudig nie, want sien, God gee wonderwerke binne sy raadsplan, vir dit waarmee hy besig is. Ons het nooit beheer daaroor nie. Nou dit gesê, moet ons daar 'n paar voorwaardes vasmaak. Jesus sê, dis 'n ongelowige, opstandige geslag, wat 'n wonderteken soek.
Daar is 'n spreek wat sê in die Engels, vir die een wat glo, vir die een wat nie glo nie, sal geen wonderwerk oortuig nie, en vir die een wat glo, is geen wonderwerk nodig nie. En ons sien dit in die skrif Openbaring uitspeel. Besonder Israel self, hulle word verlos met fenominale wonderwerke uit Egipte. En as hulle deur die dooie see op droë grond trek en die Egiptenare se totale leer verwoes word, oomblikke daarna, dan vat dit hulle so 3 dae voordat hulle begin murmureer en kla oor daar nie water is nie. Wonderwerke vergete. Vir daardie geslag wat deur daardie wonderwerke geleef het, water uit die rots gaan kry wanneer hulle die eerste keer kla oor water. Wat by die berg gaan kom, die wet gaan ontvang, die onderrig van God gaan ontvang, die manna gaan ontvang, die wonderwerke van God keer op keer gaan sien. Wanneer hulle by Kanaan kom, nie oortuig nie. Wil hulle nie ingaan nie. Bang vir die mense aan daardie kant. Groot mense toegegee, maar hulle is bang. En die Here kry 'n afkeer. Sê hulle sal nie in sy beloofde land ingaan nie. Ons lees iets van dit by Simon die towenaar in Handelinge, wat agter die apostels aanloop, en dan uiteindelik baie beïndruk. Die mense was beïndruk met hom voor hulle daar aangekom het, wat met hy toorkunsie so staan dit, het hy die mense nogal beïndruk. En dan kom die apostels verby en hulle doen wonderwerke, met gebedsgenesings en sulke dinge, en dan begin hy agter hulle aanstap, hy kom tot geloof, staan daar, en dan sien ons dat sy geloof nie opreg was nie. Want hy kom by 'n plek waar hy vir hulle sê, maar ek wil hierdie gawe by julle koop. En dan moet hy hard aangespreek word, omdat hy eintlik 'n afgodsdienaar is. En toegegee, Simon die towenaar gaan dan vir die apostel sê, maar bid julle vir my, want hy verstaan hierdie is ver groter as hom. Die punt is net, towerkunste oortuig nie, wonderwerke oortuig nie. En wat belangrik is, veral as ons oor Simon praat, is dat behalwe die bose kan ook wonders doen. Wonders, dit wat vir ons wel uit die buitengewone lyk, nie algemeen is nie. Nou wanneer ons hierdie ten diepste vasmaak, moet ons dit vasmaak. Wanneer ons oor wonderwerke praat, is dit regtig belangrik om te verstaan, dat God gee dit, en dis God wat dit gee, om die boodskap van Christus uiteindelik te bevestig. Dis God wat deur mense werk. Dis God wat kies dat verkondiging eerste sal kom, en dat die wonders uiteindelik daardie waarheid bevestig. Dis God wat kies dat die belangrikste teken en wonder ons saamleef in gemeenskap sal wees. En dis die teks waarby ons vanoggend stil staan as ons na Johannes gaan luister. Jesus se gebed in Johannes 17. So wanneer ons, voordat ons daarna luister, net iets oor wonderwerke wat regtig belangrik is. Wonderwerke is daardie goeders wat dit nie alledaags is nie. En dis net daar waar ons 'n fout maak as ons oor wonderwerke dink. Augustinus, die kerkvader Augustinus van Hippo, Johannai, het gesê, mense reis oor land en see om hulle te verwonder aan die hoogtes van berge, die grootheid van seegolwe, die lang loop van riviere, die enorme omvang van die see, die beweging van sterre, en stap by hulle self verby sonder 'n oomblikse verwondering. Jy kan nie in jouself die wonderwerk sien dat jy hier is nie. Vandag in die gesprek tussen die radikale ateïste wat swaarwater maak en 'n baie groot ontleikende of ontwakende teenantwoord, is een van die belangrikste vrae wat gelowige wetenskaplikes vir die ongelowige wetenskaplikes vra, is dit: hoekom is daar iets? Hoekom is daar nie niks nie? Want basiese reëls in wetenskap, termodinamika, sê dat alles val terug na die minste toe. Hoekom is daar iets? En dis 'n belangrike vraag wat hulle vra. Maar wanneer ons gewoond raak aan goeders, dan raak goeders alledaags. En dis hoe ons kom by hierdie plek waar ons kan kyk na bome wat groei en die gras en die blomme en die insekte en die diere en selfs onsself, en ons sien nie meer die wonder daarvan raak nie. Nou, Augustinus het swaar water hieroor gemaak, want hy het probeer om die mense te rig op die wonder van wie God is. En hy begin by 'n baie goeie plek. Die Ou-testamentiese profete het ook elke keer hierdie ding gedoen. Hulle het gewys na die wonder van God se skepping.
En dan gesê dat die God wat hierdie dinge gemaak het, is die God wat met ons bemoeienis maak. Begin by hierdie werklikheid, dat die Here die Almagtige het gemaak. Augustinus kom natuurlik 'n stapie verder en sê, maar jy mis jouself, as jy net na hierdie dinge kyk. En die rede hoekom hy dit sê is, wel jy's geskape na die beeld van God. En voor jy opgewonde raak en sê, alright, so ek is die som van alles, nie, jy is nie. Want dis die wonder wat ons in die verwondering wat ons kan vang, wanneer ons regtig mooi na die eerste paar hoofstukke, die eerste 3 hoofstukke van Genesis kyk. Die Here skep vir Adam, Adam leef in sy teenwoordigheid, Adam werk saam met die Here, gee vir die diere name, dit is baie mooi, baie innig, dis regtig besonder. Die name wat Adam vir die diere gee, dis die name wat hulle genoem word. En dan sê die Here 'n baie belangrike ding, is nie goed dat die mens alleen is nie. Adam leef daar in God se teenwoordigheid, is nie goed nie, hy kort iets. Daar kort iemand soos hy. Adam volmondig beeld van God. Maar is nie goed nie, daar kort iets. En daar iets wat kort is gemeenskap. Daar is nie iemand soos hy nie, en daarom maak die Here vir Eva. So wanneer ons praat oor die beeld van God, dan is dit regtig belangrik om te verstaan, jy is 'n wonderwerk. Jy is beeld van God, volledig beeld van God. Maar daar is iets wat die beeld en die karakter, die wese van God, baie duideliker laat skitter in hierdie wêreld. En dit is ons saamleef in liefde. En dit is moeilik. En die rede hoekom dit moeilik is net in hoofstuk 3 van die sondeval plaas. Die mens kom in opstand teen God en ons verhouding met God breek stukkend. En wanneer ons verhouding met God stukkend breek ons verhouding met onsself. Ons kan onsself nie na waarde ag nie, met ons medemens, ons kan hulle nie na waarde ag nie, en ook nie die skepping na waarde ag nie. En daarom 'n donker wêreld. So erg so, dat teen die tyd, wanneer ons by Genesis 6 kom, dan sê die Here, hy is hartseer, dat hy die mens gemaak het, hulle bedink hulle hele lewe lank net boosheid. Nou kom ons terug na hierdie wonder van die skepping. Want wat gebeur in die sondeval? Na die sondeval kom die mens en hulle kyk na die wonderlike goed wat God gemaak het. Son, maan en sterre, diere, en hulle maak daarvan die afgode. Dis die dieptepunt van verwondering wat skeef trek. Dat ons God, wat agter hierdie dinge staan, nie kan raak sien nie. Want dit is donker. Ons kan God nie raak sien nie. En daarin dan die genade van God, wat kom en homself weer openbaar aan mense. Onmiddellik in die sondeval vir Adam en Eva gaan vra, waar is julle? En dan 'n pad begin van verlos. Die hoogtepunt gaan in Christus kom, maar die voorbereiding sien ons in die Ou Testament, en dan 'n besondere groot stuk genade, dit wat ons in Psalm 48 verwoord het, wanneer die Here die tempel kies as die plek waar sy naam aangeroep kan word. Op die berg Sion gebou, 'n formidabele plek. Salomo het groot geld uitgehaal om daardie tempel te bou. En dan sien ons in die loop van tyd, hoe dit skeefloop in Israel se lewe, dat die tempel vir hulle belangriker word as wie die Here is. Uiteindelik kom die Here in Maleagi en hy sê, plaas het iemand maar net die tempel se deure gaan sluit. Maar nee, ons was by die tempel. Maar binne in daai tempel, en gaan luister jy dan na Maleagi, dan sê die Here, ontrou aan die vrou van jou jeug, beklei onder mekaar, dagvaar mekaar, dit gaan net glad nie goed met die volk nie. En hoekom is die Here dan ongelukkig hieroor? Want 2 goeders val op die grond. Die liefde van God word nie sigbaar nie, en die geregtigheid van God word nie sigbaar nie. So wanneer ons dan nou na ons teksgedeelte, na hierdie gebed toe gaan, na Johannes 17, dan begin ons, dan vat ons grond om hierdie te verstaan in Johannes 1. Die begin was die woord was by God, die woorde kom eerste, Christus kom om die woorde van God ons Vader met ons te deel, en dan hoor ons die lig het na die duisternis toe gekom. In hierdie donker wêreld, waar mense God se liefde en geregtigheid nie kon ken nie, het God gekies om homself te openbaar in Jesus Christus, en hy kom om hier uiteindelik hierdie gebed te kan bid. Nou gaan hy in die loop van sy bediening, gaan hy sy disippels roep, en hy gaan daardie ek is uitsprake maak. Ek is die brood van die lewe, ek is die goeie herder, ek is die weg,
die waarheid en die lewe, ek is die lig, ek is die lewende water, al die ek is uitsprake. En in hoofstuk 13 gaan hy kom, hy gaan die disippels se voete was, hulle gaan nie verstaan nie. Hulle verstaan nie waarmee hy besig is nie. En dan in die loop van die volgende 3 hoofstukke, gaan hy die verduidelik oor hoekom die Gees kom. En dan hoor ons iets van die disippels se frustrasie, want 2 van die disippels moet hom, by elkeen van daardie gesprekke oor die Gees, dan stop hulle hom eers en sê, maar ons verstaan nie, waarheen gaan nie, wat bedoel jy hiermee? En Jesus moet vir hulle verduidelik. Net voor hierdie gedeelte, gaan Jesus dan vir hulle sê, dat hy gaan definitief sterf. En nou, ons gaan nou vers 32 aflees by hoofstuk 16, dit is nie daarbo nie, maar dit is belangrik, want daar staan in hoofstuk 17, nadat Jesus dit gesê het. Nou wat is die dit wat hy gesê het? En dit is dit, kyk, daar kom 'n tyd, en dit is nou al hier, dat julle uit mekaar gejaag sal word, elkeen sy eie koers in, en dat julle my alleen sal laat, en tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader by my is. Dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Nou in gedagte, hulle verstaan nie hierdie uitspraak nie. Hulle verstaan nie wat Jesus sê nie. Die eerste keer toe Jesus gesê het dat hy gaan sterf, het Petrus om een kant toe gevat en hom berisp daaroor, en Jesus moes hom baie sterk aanspreek, dat hy eintlik in sy pad staan, het hom aangespreek as Satan, gee pad van my af. Hulle verstaan nie. En dan hoor ons hierdie gebed. Alles wat Jesus gedoen het tot hier, al die uitsprake wat hy gedoen het, werk na hierdie punt toe. En hoekom hierdie gebed so belangrik is in hierdie gebed breek Jesus met alles wat hy tot nou toe gedoen het. Hy breek in die opsig daarvan, dat tot nou toe het hy alles by mekaar gehou. Maar wanneer hy hierdie gebed gebid het, gee hy alles vir sy Vader. En hy gee homself as die lam van God oor, weerloos, sodat die mense met hom kan maak wat hulle wil. En daarom is hierdie gebed regtig belangrik, want wanneer Jesus hierdie gebed bid, dan bid hy dit wat vir hom die belangrikste is, draai op aan sy Vader. En vir die disippels is dit 'n verwarrende oomblik. Jode se gebedshouding van daardie tyd af, van voor daardie tyd af tot hede vandag toe nog, lyk so. As jy bid, staan jy met jou hande op in die lug en jy kyk op na boontoe. Dis hoe jy bid. So nadat Jesus vir hulle gesê het, julle gaan uit mekaar gejaag word, hierdie wêreld gaan julle dit moeilik word, gaan staan hy so en hy begin bid. En hulle wonder nie hieroor nie. Hy's besig om te bid. Dis 'n gewyde oomblik. Kom ons luister na daardie gebed. Nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u seun, sodat die seun u kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur u gestuur is. Ek het u op aarde verheerlik, deur die werk te volbring wat u my gegee het om te doen. Verheerlik u my nou ook by u Vader, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld bestaan het. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense, wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woorde ter harte geneem. Nou weet hulle, dat alles wat u my gegee het, van u kom, want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem, en tot die oortuiging gekom, dat ek waarlik van u gekom het, en hulle het geglo, dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Almal wat aan u my behoort, behoort aan u, en wie aan u behoort, behoort aan my, en ek word deur hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar hulle in u naam, die naam wat u my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in u naam bewaar, die naam wat u my gegee het. Ek het hulle beskerm,
en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif vervul kan word. Maar nou kom ek na u toe, en ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het u woorde aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. En terwille van hulle wy ek my aan u toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan u toegewy kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefhet, net soos u my liefhet. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my al voor die skepping van die wêreld lief gehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u, en hulle hier weet dat u my gestuur het. Ek het die naam aan hulle bekend gemaak, en hulle sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat u aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Daarin Jesus se gebed, vir sy disippels op daardie oomblik, en vir elkeen wat daarna sou kom. En dit beteken vir jou en vir my ook. Een van die dinge wat vir ons regtig belangrik hier is, wanneer ons praat oor die liefde van God en die geregtigheid van God, dan is dit daar in vers 23 waar Jesus sê, dat hy bid vir ons eensgesindheid en liefde, sodat die wêreld uiteindelik kan glo, dat God vir Jesus gestuur het, en dat God die wêreld net so lief het, as wat hy vir Jesus lief het. Dis regtig belangrik. Terwille van die liefde van God is dit belangrik, maar terwille van die geregtigheid van God ook. So God rig die kerk in hierdie tyd en hierdie wêreld, as ons luister na ons belydenis, rig hy op as hierdie teken. Voor elke mag en gesag, sê Paulus in Efesiërs 3, van wat daar ook al mag sprake wees, sodat mense kan weet. En dis regtig belangrik dat ons dit hoor. Dit gaan nie daaroor dat net die gereddenes weet dat God liefde is en dat hy volkome geregtigheid is nie. God rig 'n teken op in hierdie wêreld sodat elkeen kan glo, kan hoor, kan verstaan dat God liefde en geregtigheid is. Jesus gaan hierna verwys wanneer hy in hoofstuk 12 van Johannes praat, dan sê hy, die wat nie geluister het na die woorde wat hy gespreek het nie, het reeds iets wat hulle op die laaste dag gaan veroordeel. Die woorde wat ek gespreek het, sal hulle veroordeel. Daardie openbaring van God se liefde en geregtigheid word duidelik gekommunikeer, en die wat dit verwerp en daarin vir God verwerp, kies vir 'n lewe en 'n pad weg van God af. En hier is waar dit vir ons belangrik word om hierdie gebed van Christus ter harte te neem. Want in die kerk kom ons maklik by 'n plek waar ons die wêreld wat so boos is, wil wegskuif. En Christus se laaste gebed verwoord hy 'n verskriklike groot waarheid vir ons. Net soos wat U my na die wêreld toe gestuur het, stuur ek hulle na die wêreld toe. Ek vra nie, Vader, dat U hulle uit die wêreld sal uithaal nie, maar dat U hulle in die wêreld sal bewaar. En die rede hiervoor is, want die getuienis moet in hierdie wêreld rigbaar en sigbaar word. En dan nie net in die woorde nie, maar in die praktiese uitleef daarvan. En daarin lê die dieptepunt van die grootste wonderwerk wat ons in hierdie wêreld kan sien. Die werklikheid
van God wat uitgereik het na mense, hulle weer syne gemaak het, en omdat hulle herstel in hulle verhouding met hom kan leef, daarom kan hulle in herstel in hulle verhouding met die mense rondom hulle leef. Dis die grootste, die diepste wonderwerk. En as jy dink, dis nie so groot nie, dink aan hoe ons land op hierdie stadium lyk. Hoe stikkend dit is. Hoe stikkend ons wêreld is. Dis nie vanselfsprekend as mense saamleef in liefde en regverdigheid nie. Daar is niks vanselfsprekend daarin nie. Vanselfsprekend is dat mense vir hulle self gaan uitkyk. Elke ou op minimum vir sy eie huis. Maar om jouself te gee, soos wat Christus hom gegee het, in die vertroue dat jy ook op die laaste dag opgewek gaan word uit die dood, is nie so eenvoudig nie. En daarom is dit belangrik dat ons sal verstaan, dat as ons nie by 'n plek kan kom waar ons onsself kan verwonder in hierdie plan van God nie, en dit waarmee hy besig is nie, dat ons gaan sukkel om lig te wees vir hierdie wêreld waarin ons leef. Alleen wanneer ons in verwondering leef oor God se werk in Christus, alleen dan kan ons eensgesind saamleef in liefde, en dan die wêreld, die wonderwerk wees wat die wêreld uiteindelik gaan oortuig. Johannes in sy evangelie probeer dit ten diepste vasmaak. Hoe word die lig in hierdie wêreld sigbaar? Jesus kom, en dan belangrik ook vir ons, sy mense het hom nie herken nie, hulle wou hom nie hê nie. Hulle gaan uiteindelik sê, laat sy bloed op ons en ons kinders kom, en hulle sal self daardie pad stap. Maar omdat Jesus vir ons bid, en juis in besonder vir ons eensgesindheid en liefde bid hy ook daarom, dat ons die lig vir hierdie wêreld en hierdie tyd sal wees. En dis wat Jesus in vers 22 verwoord, wanneer hy sê, die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Wat is daar die heerlikheid? Dis die lig van Christus, en hoe skyn dit, wanneer ons een is? En dan kyk ons na ons wêreld, en ons sien die kerk, het dit reg gekry om onsself so te versnipper, ja, dat ons meer soos 'n discobal lyk. Trek verseker aandag, maar dit is nie 'n goeie lig om by te werk nie. En nou sien ons hoe ons wêreld stikkend gebreek is. Want daar is nie goeie lig om by te werk nie. En dit kom na ons toe, na jou en my toe. So wanneer ons na hierdie gebed luister, dan moet ons verstaan dat hierdie gebed ingebed is in God se raadsplan. Ja en nee, daardie skets asseblief. So in die middel van hierdie bediening staan dit wat Jesus vir ons bid in hierdie gebed. Die gebed net voordat hy homself oorgee. 'n Gebed waarin hy dit wat vir hom kosbaar is, aan die Vader opdra. En is regtig belangrik dat ons dit hoor. Want hierdie gebed verwoord hy dit wat die langste moet hou, dit wat vir hom die kosbaarste is, dit waarvoor hy gewerk het. En die belangrikste van dit is nie ons eensgesindheid en liefde nie, maar is dit wat hy in vers 3 sê. Ek het gekom om vir hulle die ewige lewe te gee, en dit is die ewige lewe, dat hulle U kan ken. Wat is die vrug van 'n nuwe verhouding met God, nuwe verhouding met myself, met my medemens en met die skepping? En daarom die gebed vir eenheid, vir eensgesindheid. Dit vloei alles uit ons herstelde verhouding met God. En omdat ons eensgesindheid dan so belangrik is, want God het nog steeds sy wêreld in die oog, ons bestaan vir die wêreld, dan hoor ons dat Jesus in Johannes 13 vir ons sê, daar heel bo, ek gee vir julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê soos wat ek julle lief het. Dit is nie 'n vreemde gebod gewees in terme van die Ou Testament nie. Wanneer Jesus vir die skrifgeleerde vra, wanneer die skrifgeleerde vir Jesus vra, wat is die grootste gebod, dan sê hy, die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand, en jou naaste soos jouself. Dan sê Jesus, mooi, jy het naby aan die koninkryk gekom. Hulle het iets daarvan verstaan, maar jou vyand moet jy haat. En daarom was die volgende vraag aan Jesus, maar wie is my naaste? En wanneer Jesus kom, antwoord hy hierdie vraag op 'n baie ondubbelsinnige wyse. Nee, wel, dis die een wat jy nodig het. Dis die mense rondom jou, die mense vir wie God lief is.
En hoe het God hulle lief? Wel, Jesus is die voorbeeld daarvan. En daarom sê Jesus, hê lief soos wat ek julle lief het. Want dan sal die mense weet, julle volg my. Hoekom is dit belangrik dat hulle weet, ons volg hom, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die een wat ons na die Vader toe vat. En dan hoor ons in Johannes 14, dat Jesus sê, as jy my opdragte uitvoer, dan het jy my lief. Die wat my woorde ter harte neem, en daarin die Vader se woorde ter harte neem, en my opdrag uitvoer, dis hy wat my lief het. Nou dit gaan skeefloop, selfs in Johannes se tyd, en daarom 1 Johannes, die brief waarin hy die eerste kommentaar lewer, op die evangelie van Johannes. En hy maak swaar water. As jy daardie brief gaan lees, en gaan lees dit gerus, 5 hoofstukke, is nie baie nie, dan verduidelik hy, luister, as jy sê jy is in die lig, maar jy het nie tyd vir jou broer nie, is daar fout, sê nie in die lig nie, en is die waarheid nie in jou nie. En dis nie eers net, het ek tyd vir my broer nie, dit is, het ek my broer lief, en dan nie met woorde nie, met dade. Hoe ons leef, oortuig die wêreld uiteindelik. En dis hoekom Jesus uiteindelik, wanneer hy sy brief in Efese, aan die gemeente in Efese in Openbaring skryf, vir hulle sê, baie goed gedoen, die werk reg gedoen, uitstekend gedoen, maar een ding het ek teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Hoe het ons hom lief? Ons voer sy opdrag uit. Wat is sy opdrag? Julle moet mekaar lief hê soos wat ek julle lief het. Nou hoekom hierdie opdrag? Hoekom hierdie liefde soos wat hy ons lief het? En daar lê dit in daardie 2 blokke aan weerskante. In Johannes 3, wanneer Jesus met Nikodemus praat, verduidelik hy vir hom die hart van God se woorde wat hy kom deel het. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Met ander woorde, God kan hê. God kan ken as hemelse Vader, goeie God en hemelse Vader. Maar baie belangrik in vers 17 sê hy, nie gekom om te veroordeel nie, maar om te soek en te red wie verlore is. Hierdie is genadetyd, want God is lief vir sy wêreld. En daarom in Johannes 6 hoor ons as Jesus sê, die wat by die Vader geleer het, of dit nou is in die skepping en gesien het God is groot, soos waar Paulus begin in Romeine 1, of in die skrifte, kom na Jesus toe. En dan sê Jesus 'n baie belangrike ding, ek sal hom wat na my toe kom, nooit verwerp nie. En dis hoekom hy hulle voorberei het op sy sterwe. Dis hoekom hy vir hulle sê, voordat dit gebeur, dat julle gaan my in die steek laat, julle gaan weghardloop. Want hy wil hê, hulle moet weet, daar moet nie met by hulle vervals verwagting wees van, nou het ons hom in die steek gelaat, en nou gaan hy ons verwerp nie. Hy gaan hulle nie verwerp nie, want hulle is syne. Hiervoor het hy gekom om God se kinders saam te trek en huis toe te bring. Maar nie net vir daardie tyd nie, ook vir vandag. En dis hier waar ek en jy voor die appel van hierdie gebed te staan kom. God het vir jou en my nader getrek, sodat ons herstel in ons verhouding met hom, herstel in ons verhouding met mekaar, lig vir hierdie wêreld kan wees. 'n baken kan wees, 'n stad op die berg, 'n duidelike teken waarvan die wêreld kan kennis neem, die wat hom nog nie ontmoet het nie. En dan moet ons nie met oogklappe leef en dink, dat wanneer ons hierdie dinge reg doen, dat mense gaan in hulle magdomme nader stroom, omdat hulle hierdie waarheid gesien het nie. Jesus sê dit al, Johannes verwoord dit in die eerste hoofstuk, dat as mense wat nie na die lig toe kom nie, wanneer Jesus met Nikodemus praat, dan sê hy vir hom, die goddelose, kom nie na die lig toe nie, hulle skarrel eerder weg. Ons moenie met daardie illusie leef nie. Maar die vraag wat ek en jy moet stoei, as ons voor hierdie werklikheid staan, is dit, is ons lig van so 'n aard, dat die wêreld geen verontskuldiging het nie? Gaan die wêreld na ons, na die kerk kan kyk, en sê, ja waarlik, God is liefde, en hy is regverdig? Of skep ons iets van 'n vals indruk? Nou die bedoeling hier, is om nie om te veroordeel nie. Die bedoeling is, dat ons die mooi van dit waarmee God besig is, sal raak sien. En daarom sy woord, wat bedien word, sodat ons kan ag gee daarop. Wat ons vanoggend ter harte moet neem, is dat God het gekies
dat die grootste wonder wat hierdie wêreld sal oortuig van sy liefde en geregtigheid, die kerk is. Die liggaam van Christus, wat eensgesind in liefde, geborge in hulle verhouding met God, ook saam met mekaar leef. En dan nie net hier nie, oral daar waar ons kom. Dat ons kan hande vat met mekaar en so die wêreld kan oortuig. Dat die wêreld iets kan sien van daar's regtig iets groters. Daar is 'n God wat homself gegee het en ons kan dit sien in sy navolgers, in sy kinders wat hulle self gee vir mekaar. Hoekom dan hierdie wonder, die klem op die wonder? Want op hierdie stadium in die geskiedenis, buiten vir die klein krake wat ons in die kerk sien, is daar twee groot strome, die tradisionele kerke en die charismatiese Pinksterkerke. En aan die een kant word daar baie swaar water gemaak oor wonderwerke en aan die ander kant word dit totaal onderspeel. En dalk mis ons iets van dit waarmee God besig is in hierdie tyd. In Johannes 4, wanneer Jesus met die vrou by die put praat, dan sê hy vir haar, daar kom 'n tyd en die tyd is nou, dat die mense God in gees en waarheid sal aanbid. So hierdie verdeling wat ons beleef, in sy grootheid en in die kleine, is nie gesond nie. Wat moet ek en jy ter harte kan neem? Wel, as jy gaan erns maak met Christus gebed en daarin sy oproep tot ons, gaan jy kontak maak met gelowiges uit baie verskillende tradisies. Ook hulle wat vir jou gaan sê, maar daar moet wonders wees. En dan kan jy vir hom sê, verseker, as ek en jy mekaar as broer of suster kan ontmoet, wonderwerk. Geanker in die grootste wonder van hierdie wêreld, dat die Here die Almagtige, wat ons gemaak het, uiteindelik mens geword het, aarde toe gekom het, gesterf het, in ons plek, opgestaan het, sodat ons herstel in ons verhouding met hom, ook herstel in ons verhouding met mekaar kan leef, en daarom saam kan dien, saam kan werk, sodat 'n ongelowige wêreld die wonder van God se liefde en geregtigheid kan beleef. Mag jy op jou pad in hierdie week daardie geleentheid wat God moontlik maak, raak sien. Mag die wonder van sy besig wees met jou, maar daarin ook sy wonder van besig wees deur ons almal vir jou hoop gee, dat ons ook vandag in Suid-Afrika 'n verskil kan maak te midde van die donker. Nou, omdat ons hierdie dinge nie uit onsself uit kan doen nie, kom ons bid die Here hierin om sy genade. Vader, as ons voor U staan in hierdie oomblikke, dan is dit bewus van die grootsheid van die uitdaging wat voor ons staan. As ons kyk na ons land en ons wêreld, as ons kyk na die kerk, as ons kyk na die dinge wat verdeel, nie net tussen kerke nie, maar selfs binne in ons eie kerkgemeenskap, dan is hierdie te groot vir ons. En daarom soos Jesus, kom ons na U toe en ons bid dat U ons hierin genadig sal wees. Dat U ons eensgesind in liefde sal saamtrek rondom Christus, onder sy liggaam in sy liggaam in, sodat ons in hierdie tyd sout en lig mag wees, soos wat U dit bedoel het. En daarom pleit ons Vader, maak ons sensitief vir die leiding van die Gees, sodat ons in die loop van ons alledaagse lewe daardie geleenthede mag raak sien om die wonder van nuwe lewe wat ons ontvang het, te kan deel met ander, in besonder met ons broers en susters, in ons eie geloofsgemeenskap, maar ook hulle wat buite ons geloofsgemeenskap staan. Trek ons saam in eenheid, trek ons saam in diensbaarheid, sodat hierdie wêreld 'n geldige geleentheid kan hê om te hoor en te sien dat U vir Jesus gestuur het en dat U die wêreld net so lief het as wat U vir Jesus lief het. Mag ons in die loop van ons lewe beleef en ervaar hoe ons groei in ons toewyding juis hierin. Seën ons hierin as ons dit bid in Jesus se naam. Amen. Wanneer ons dit ter harte neem, hoe dan sal ons lewe?
En dan vind ons 'n antwoord daarvoor in 1 Johannes 2 en ons hoor: Dit skrywe ek aan julle, hy het nou net gepraat oor God wat lig is, en dat ons in gemeenskap met hom lewe, en dan sê hy, dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, as jy weet wat die regte ding is om te doen, en jy doen dit nie, sê Jakobus, dan sondig jy. So nou, en as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Moenie wanhoopig word nie. Hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Dink gou vir 'n oomblik net hieroor. Ons kan so maklik by 'n plek kom waar ons gediskwalifiseer voel, omdat ek goeders nie reg kry nie, of nie reg doen nie. Nou kom Johannes en hy verstaan, en hy sê, luister, jy het Jesus Christus as die voorspraak vir jou versoening. Hy het versoening gedoen vir jou sondes, maar nie net vir joune nie, vir die hele wêreld se. Hoekom? Want God se plan gaan aan. Hy is besig om sy kinders uit elke tyd en geslag te versamel. As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. En wat is daai gebooie? Hê mekaar lief soos wat ek julle lief het. Iemand wat sê ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leienaar en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos wat Jesus geleef het. En daarom Jesus se opdrag, hê mekaar lief soos wat ek julle lief het. Geliefdes, dit is nie 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die boodskap wat julle gehoor het. Tog is dit ook 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe. Dat dit werklik so is te sien in Jesus en ook in julle, want die duisternis is aan die verbygaan en die ware lig skyn alreeds. As iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. Wie sy broer liefhet, bly in die lig, en daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis en lewe in die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind gemaak het. Johannes skryf hierdie vir gelowiges. Ons kan 'n pad stap wat ons uiteindelik weer terugsit in die donker. En daarom bly in die lig. Hê jou broer en suster lief, sodat die wêreld die lig kan sien. Hierdie dinge is nie so maklik nie, want ons ou mens kan ons nog boetjie. En daarom kom ons verootmoedig onsself voor die Here en ons sing bidend saam dat hy met sy verlossingswerk, sy reddingswerk sal voortgaan. Nie net in ons nie, maar uiteindelik ook deur ons in hierdie wêreld. En daarna bly ons staan vir die seën van die Here, en dan vra ek dat jy net so oomblik sal sit vir die vrae as daar sou wees. Amen.
en jy mag lewe vandag in God se teenwoordigheid, omdat hy sy oog op die volke het. En daarom, wanneer jy die Here se seën ontvang, weet, dit is bedoel vir jou, want jy is kind van die Here, kosbaar in sy oë, maar onthou ook, bedoel hierdie seën vir die mense rondom jou, selfs hulle wat hom nog nie ken nie. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die krag en leiding van die Heilige Gees, is met u elkeen. Is daar enige vrae oor dit waarby ons vanoggend stil gestaan het? Gaaf, baie dankie. Is welkom om 'n koppie koffie of tee saam met ons te kom drink hierna in die saal.